En goeiemôre, pragtige sonnige dag en ons harte loop oor van dankbaarheid teenoor ons Vader wat ons ryklik seën, want elke dag is regtig die dag wat die Here gemaak het. Ons lewe in ons Sabbatsrus, Jesus Christus, en ons lewe in die een wat vir ons geword het, gemaak is, geregtigheid uit God, heiligmaking heiligmaking en verlossing. Die hele toetie het ons ontvang in en deur Jesus Christus. Ons is geseën met alle geestelike seëninge. En ons staan glad nie, ons kom glad nie kort in enige genadegawes nie, sê die Bybel, sê die woord, sê Paulus, dink ek. In die liggaam van Christus, as individue ervaar ons soms 'n tekort, want miskien is ons nie so lekker gekonnekteer met die liggaam van Christus nie. Maar kom ek hoop hierdie is die begin van 'n reeks, en ek gaan dit op YouTube ook plaas, en waar ook al, want ons leef, ek glo in 'n tyd wat die autentieke, die egte woord, die ware woord moet uitgaan. Nou ek sê nie, ek is die enigste een wat die ware woord het nie, en ek gaan sekerlik baie teenstand kry, want die woord en die waarheid is nooit sonder teenstand nie, en heilige koeie is baie, maar ja, ek hoop ons kan 'n klompie heilige koeie slag in die proses van die evangelieverkondiging. So, ek wil hierdie reeksie noem die evangelie volgens 2, of die evangelie volgens die getal 2. En ek wil begin vanoggend met 2 mans, en dan kan ons later kyk na 2 stede, en hoe die evangelie deur die beginsel van 2 stede, 2 vroue, 2 broers, 2 bome, is verskillende, mens kan 'n lang reeks daaroor doen, so ek gaan nou nie in almal ingaan nie, maar die belangrikste is. So ek wil vanoggend praat oor 2 mans, die evangelie volgens 2 mans. Adam en Christus. Of die eerste Adam, die oorspronklike Adam, kort dalk ook 'n bietjie kwalifikasie, want was hy regtig die oorspronklike Adam? Die eerste Adam, die eerste mens. En dan die laaste Adam, wat ek glo eintlik die oorspronklike Adam is. Die oorspronklike mens. So, ons kry hierdie ongelooflike verse in Romeine 5 vanaf vers 12. Ek gaan dit nou maar in Afrikaans lees, alhoewel ek soms my probleme het met sekere vertalings. Maar ek dink ons is veilig hier. So ek lees dit en dan gaan ek nou maar so kommentaar lewer soos ons aangaan, sodat hierdie woord kan deurkom in terme van die 2 mans. Die eerste Adam en die laaste Adam. Verder nog dit, deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood. En hy praat nie net van fisiese dood nie. Die fisiese dood was die eventuele konklusie, was die eventuele resultaat van die geestelike dood, die skeiding wat tussen God en mens gekom het, deur die sonde, deur die rebellie. En so het die dood tot al die mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Miskien moet ek sommer dadelik sonde bietjie kwalifiseer. Die woord hamartia spreek van, een van die definisies is om die doel te mis, om die standaard te mis, maar in werklikheid, waarom mis ons die standaard? Sonde het gemaak dat die mens ver benede sy ware identiteit begin lewe het. Iets het die mens verlaat, dit weet ons met die sondeval. Die heerlikheid van God het ons verlaat. Dit ontbreek ons, almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God, Romeine 3:23. En dit daar stop baie predikers. En hulle vergeet van vers 24 wat sê, maar nou is ons, jy weet, geregverdig deur Jesus Christus. Trouwens, ek wil sommer dadelik sê, as jy die boek Romeine wil verstaan, Romeine 1, 2 en 3, maak Paulus het baie duidelik, baie mense reken 'n dialoog met miskien 'n werklike teenstander, opponent, of 'n denkbeeldige opponent, wat die wet verteenwoordig het.
Maar Paulus maak dit baie duidelik dat die ganse mensdom was in 'n drukgang gebring deur sonde. Almal het gesondig. Niemand, nie eers die beste, mees regverdigste, mees preutse Jood of Israeliet of wetsonderhouer het ontsnap aan die feit dat sonde slawe gemaak het van die mensdom. So of dit nou 'n heiden was, en of dit 'n Jood was, almal het verlossing nodig gehad. En dis die punt wat Paulus probeer maak. Dis waarom in Romeine 3:23 ook kom by die gevolgtrekking, dat volgens sy redenasie tot daar, op daai punt, almal het gesondig. Wetsonderhouer en nie wetsonderhouer. Israeliet en heiden. En dit het hulle ontbreek in die heerlikheid van God. Maar dis nie die boodskap vir ons vandag nie. Daai Romeine gaan baie verder, en hier is ons nou by Romeine 5, waar Paulus hierdie ding verder vir ons verduidelik. Hy sê, die sonde was al in die wêreld, maar voor die wet van Moses gegee is. Maar sonde word nie toegereken as daar nie 'n wet is nie. So die mensdom het eintlik voor die wet, om die Engelse woord te gebruik, blissfully in hulle onkunde geleef. Hulle het geleef soos hulle wil, want daar was nie 'n wet wat gesê het, dit wat jy doen is verkeerd nie. Dit wat jy doen is ver benede God se standaard nie. Want sonde word nie toegereken as daar nie 'n wet is nie. So, ons kan klaar sien dat die wet is gegee om hierdie toestand van die mensdom te openbaar. Ten minste vir een volk wat uitverkies is uit al die heidense nasies, wat God basies aan die seuns van God oorgegee het, wat 'n onderwerp vir 'n ander dag is. Maar God roep vir Abraham en sê deur jou en jou nageslag, eerstens fisies, wil ek 'n boodskap uitdra in die wêreld. Wil ek wys hoe lyk 'n volk, 'n mensdom wat God dien in geregtigheid en volgens sy wet. Maar ons weet, die wet was kragteloos om regtig redding te bring. So die beloftes is eintlik toegesê, soos Paulus het ook baie duidelik stel, dink Romeine 4, aan Abraham en aan sy saad, sy nakomeling, een persoon, die een in wie al die beloftes van God ja en amen geword het, Jesus Christus. Die ware Israeliet, die enigste ware Jood. En daarom, sedert Christus, is daar 'n nuwe Israel, is daar 'n nuwe verbond, en die ou verbond het verbygegaan, en dit is tragies, maar kragtig gedemonstreer in 70 na Christus, toe Jerusalem, die tempel verwoes is, en nadat God gewaarsku het, gepleit het, die boek van Hebreërs geskryf is, en menige ander briewe van Paulus, en al die apostels en profete het gewaarsku, bekeer julle, aanvaar hierdie nuwe verbond gegrond op beter beloftes, hierdie ou verbond is besig om verby te gaan. Trouwens, dit is verby, want in Christus is die nuwe verbond vervul, maar die Jode het 40 jaar gekry, in God se genade het hy gepleit, dat hulle tot bekering moet kom, dat hulle moet 'n omkeer maak in hulle denke, en hulle Messias aanvaar. O Jerusalem, hoe dikwels wou ek jou bymekaar maak, soos 'n hen na kykers, maar julle was wederstrewig en rebels. So, nietemin het die dood heerskappy gevoer van Adam af tot by Moses, ook oor mense wat nie gesondig het op dieselfde manier as die waarop Adam oortree het nie. Daar is ooreenkoms tussen Adam en hom wat sou kom, die laaste Adam, die tweede Adam, die laaste mens. Maar met die genadegawe is dit anders as met die oortreding. Deur die oortreding van een mens het baie gesterf, hulle het onder die invloed van die dood gekom, maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van een mens, Jesus Christus, gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk. So deur een mens is uit baie oortredinge, wat daarop gevolg het, het deur die genadegawe, het deur die volbragte werk van Jesus, vir almal, goeie nuus gekom, vryspraak. Deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens. Maar deur die een Jesus Christus is veel meer bereik. Let op die taalgebruik.
Die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe in heerskappy voer. Soos een oortreding gelei het tot die veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. Nie sommiges nie. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van een mens vrygespreek word. Die wet het bygekom om die oortredinge nog meer te maak. Om te sê, kyk, julle lewe nou lekker, maar ek sê nou vir julle, hier is die standaard, kyk hoe ver benede, selfs die wetsonderhouers en die wat nog godsdienstig was en hulle gode gedien het in eerlikheid en opregtheid, God wou sê, hier is die spieël van my standaard. Dis hoe ver julle tekort skiet. Die boodskap daarachter was, julle het 'n verlosser nodig. Julle het iets of iemand anders nodig om vir julle uit hierdie toestand van dood uit te kry, om julle naaktheid en julle skaamte en julle skuldgevoel en julle slegte gewetens te bevry. Die doel was dat soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer en tot die ewige lewe kan lei deur Jesus Christus ons Here. So, ons het Adam en in sy rebellie, in sy val, trek hy die ganse mensdom. Veroorsaak dat die ganse mensdom, so Adam se daad van rebellie het universele implikasies gehad. Ons is almal van daardie oomblik af, is die mensdom onderhewig gewees aan die dood. Hierdie skeiding tussen God en mens. En as gevolg van die dood in die sonde, het ons almal hierdie valse identiteit, hierdie verwronge identiteit, hierdie blindheid wat oor die mensdom gekom het. En dit het eintlik net van erg na erger gegaan. Daarom gee God die wet. Die wet openbaar hoe erg die sonde toestand is. Die wet openbaar die feit dat die mens dood is. En die wet openbaar dat die mens in homself, in sy selfgeregtigheid, totaal onbekwaam is en totaal onvermoë is om God te bevredig. En om in hulle self vrede te kry. En daarom kom die laaste Adam, die tweede Adam, die laaste mens. En deur sy volbragte werk, deur sy genadegawe, soos die Afrikaanse vertaling sê, spreek God die mensdom vry. So, as Adam se val universele implikasies gehad het, en almal onder die heerskappy van die dood gekom het, of hulle dit geweet het of nie, maar daar was een volk wat uitverkies was om die wet te ontvang, sodat hulle kan sien, ons is in 'n haglike toestand. En ons is eintlik geroep om vir die res van die wêreld ook die vryheid te bring en 'n lig te wees. Maar ons kan nie, want ons is self onderhewig. Ons het nou die standaard, ons het nou die wet ontvang, ons het die spieël ontvang, ons kan sien die toestand, maar ons is steeds kragteloos om dit te doen. En daarom kom die ware Israeliet. Halleluja, die ware Jood. Die ware prins van God, is wat Israeliet beteken. Die ware Jood, lofpryser, is wat Jood letterlik beteken. Die een aan wie al die beloftes, en in wie al die beloftes ja en amen is. Die saad van Abraham, deur wie God al die nasies van die wêreld wou seën en geseën het. En besig is om te seën. So die genadegawe in Christus het dan ook universele implikasies. Wil ons sê Adam se val was sterker en tot groter effek as Jesus se gehoorsaamheid aan sy Vader? Het Vader nie voor die grondlegging van die wêreld al Christus uitverkies en gesê, my seun, in jou gaan ek universeel die mensdom weer vryspreek. Maar net soos met die val van Adam en die dood en die sonde wat gevolg het,
Hulle die wet nodig gehad het, of die een volk die wet nodig gehad het, om te sien die ware toestand van die mensdom, so moet die evangelie, die goeie nuus, nou hierdie wonderlike nuus bekend maak, dat die mens vrygespreek is. Nie op grond van sy dade nie op grond van, toe ons in ons haglikste toestand was, sê Paulus op een plek, ek dink in dieselfde Romeine 5, het Jesus Christus vir ons gesterf. God, die Vader, was in Jesus Christus toe die wêreld met homself versoen het. Paulus sê ook in 2 Korintiërs 5, hiervan vers 14-15, dat as een gesterf het, hy het tot hierdie oortuiging gekom, dat as een gesterf het, het almal gesterf. Weet hulle dit? Glo hulle dit? Nee. En daarom sê Paulus, sien ek niemand meer na die vlees nie. Ek sien meer Jood en Griek en slaaf en vryman nie. Ek sien dat alle mense het hierdie kosbare skat en erde kryke. Almal het Christus in hulle. En hulle het hom nie daar gesit of geplaas deur hulle gebede, deur hulle pieteit, deur hulle vroomheid nie, deur hulle heiligmaking nie, deur hulle sondegebed of sondebelydenis nie. Nie dat van hierdie dinge nie belangrik is nie. Maar ons moet die autentieke, egte evangelie reg begin verstaan, al noem mense ons universaliste, as dit die vreeslikste ding is. Jesus se kruisdood het universele implikasies. Hy het ons losgekoop, hy het iets gedoen en bereik in sy sterwe en in sy opstanding, wat geen wet, wat geen pieteit, wat geen vroomheid, wat geen godsdienst kon doen nie. Geen selfhelpprogram kon dit doen nie. Want dit is meer as net 'n vernuwing van die denke. Dit volg eers nadat Jesus in die diepste duisternis ingegaan het en deur sy opstanding die mag van die dood verbreek het oor die mensdom, sodat ons wel kan begin sien, en veral as ons die goeie nuus hoor, hoe lieflik is op die berge, die voete van hulle wat goeie nuus bring. Jy weet, daardie beeld is, wanneer hulle gestaan het op die berge, sekere mense, en daar was 'n oorlog aan die gang, en hulle kampioen of hulle leermagte het geveg teen die vyand, en as die oorwinning behaal is, dan die boodskappers gehardloop van bo die berge af na die vallei toe waar die stad was of die dorpie was, met die goeie nuus dat ons kampioen het gewen. Ons het daardie goeie nuus. Die oorwinning is behaal, en dit is deur niks wat ek en jy gedoen het nie. Hoorie, die kruisdood en die volbragte werk van Jesus is baie meer as wat ons ooit gedink het. Daarom kom Petrus in 1 Petrus 1 vers 3, deur sy opstanding is ons wedergebore, is ons van bo gebore. En daarom het Paulus gesê, ek sien niemand meer na die vlees nie, want is een gesterf het almal gesterf. Daarom sê Paulus Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig 2000 jaar gelede, of in sy geval, hoe lang dit ook al was na die kruisiging van Jesus, 50, 70, 80 jaar. En ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Wat het Paulus laat hardloop met die goeie nuus? Nadat God hom van die perd afgeslaan het, hy gereed was om nog Christene te gaan in hegtenis neem, homself te laat doodmaak. Hy het die lewende Jesus Christus ontmoet. En hy moes in die woestyn gaan tyd spandeer. En daar het hy die openbaring ontvang. Daar het hy die openbaring ontvang dat God se seun woon in hom. En hy het hom nie daar geplaas deur sy goeie werke, of sy godsdienstigheid, of sy geleerdheid nie. En ek onmiddellik te sien, maar as dit waar is vir my, dan is dit waar vir die nasies. Maggies, ek het 'n boodskap. En hy's supercharged. Hy begin hardloop met hierdie woord. En dis waarom in 2 Korintiërs 14 sê, dis die liefde van Christus in my wat my dring. Want ek het tot die oortuiging gekom dat as een gesterf het, het almal gesterf. En dit was sy boodskap. Christus woon in jou. Hy noem dit die geheimenis van die eeu. Eintlik die geheimenis wat vir eeue, die vorige eeue verborge was.
die vorige epochs van menslike bestaan, dinge wat die profete gevoel het, hier's iets in die kom, hier's 'n wonderlike boodskap, en ons profeteer selfs daarvan, maar ons verstaan dit nie mooi nie. En Petrus sê dit. En Paulus is die werktuig, Paulus is die instrument, wat God gebruik en Jesus gebruik, om te hardloop met hierdie boodskap, met sy universele implikasies, om selfs in Handelinge 17 in Athene, die heidense filosofe te quoteer en te sê, soos een van julle filosofe gesê het, of digters, in hom leef ons, beweeg ons, en het ons wese, vind ons wese, ons ware identiteit, halleluja. En 'n ander een het gesê, ons is God se nageslag, ons is God se kinders, we're God's offspring. Mense, ons het goeie nuus. Dis nie bietjie goeie nuus, bietjie slegte nuus nie. Jesus het gedoen wat geen mens kon doen nie. En die boodskap raak nou bietjie lank, maar ek gaan nou stop op hierdie hoë noot. En nou voel ek eers lekker aan die gang. Maar ons gaan verder praat en ook na die evangelie kyk rondom ander onderwerpe. Die evangelie van die twee stede, Hemelse Jerusalem, Babylon, of die aardse Jerusalem, Hemelse Jerusalem. Twee broers, Kain en Abel, of, ons nog broers, ek sal later besluit, wie? Twee vrouens, Hagar en, wat was haar naam? Kan nou nie onthou nie. Abrahams vrou. En, twee bome, die boom van lewe en die boom van kennis van goed en kwaad. So, meer om te kom later. As u na hierdie video YouTube kyk, gee dit toch maar een like, daar so skakelaartjie, button, druk hom. En as jy kan subscribe of aanteken, registreer, doen dit toch. Sodat dit my kan help om hierdie evangelie, hierdie goeie nuus, verder uit te dra. Ek wil vir u net die beste toebid. Vader, ons bid dat hierdie goeie nuus nie by ons sal verbygaan nie. Dat ons, soos 'n Paulus van ouds, aangevuur, aangewakker sal word deur die waarheid, deur die substansie van hierdie goeie nuus. Die feit dat, soos die mensdom in Adam onder die gesag van die dood gekom het en met 'n verwronge identiteit moes leef, dat ons nou deur die een wonderlike gehoorsame daad van Jesus Christus, die volbragte werk van Jesus in die kruis, 'n boodskap het wat mense kan bevry. Dat ons die waarheid sal spreek met oortuiging en met klaarheid, helderheid. In Jesus naam.